Goeiemôre, dit is donderdagoggend 4 Desember 2025 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ek herinner julle aan vanaand se bosberaad aand. Ja, dis weer sulke tyd, bosberaad. Vanaand eksklusief vir lede van hierdie kanaal. Weer eens as 'n beloning vir die feit dat hulle lede is, gaan ons vanaand met hulle gesels rondom 'n paar omstrede onderwerpe soos volksmoord, wapenonteening en 'n verskeidenheid van ander faktore wat kan lei tot 'n absolute rooi lyn. Daar waar ons die streep in die sand sal moet trek of ons nou wil of nie. En daai punt kom al hoe vinniger nader. Maar vanoggend wil ek vas staan by 'n onderwerp na aanleiding van hierdie ene Nick. I really wish the English had permanently erased or neutralized the Afrikaners. Apartheid wouldn't have happened in South Africa. Today we wouldn't have AfriForum. Those people are racist and dangerous. The Englishman can reason, an Afrikaner can't reason like normal people. En hierdie is 'n persepsie wat in die hedendaagse opkomende jeug gevestig is, dat apartheid sy ontstaan gehad het by die ou regering, die nasionale party, en die gebrek aan kennis, agtergrond en opsigte hiervan is eintlik skokkend. Maar ons kan niks anders verwag in skole waar die nuwe geskiedenis ons leer, of die kinders leer, die jong mense leer, dat eintlik is verwoed die vader van apartheid, en apartheid was deur die vorige regering gevestig. Dis die persepsie. Maar in werklikheid het die Britte reeds in 1930 the Natives Land Act Law deurgesit. Want onthou, na die eerste of die tweede boereoorlog wat in 1902 geëindig het, waar die Engelse die oorwinnaars was, het hulle Suid-Afrika geregeer tot en met 1961, toe ons 'n republiek geword het. En let wel, ons het geregeer van 1961 tot 1994, 'n tydperk van om en by net meer as 30 jaar, waarin hierdie land absoluut opgebou was tot op eerste wêreldse vlak. Die ANC het in 1994 oorgeneem en ons het gesien hoe oor dieselfde tydperk Suid-Afrika van hierdie hoë vlak ontwikkel het, geval het tot een van die sogenaamde toiletpitte van Afrika, waaroor Donald Trump ook al gepraat het. Maar dit was die Britte wat het ingebring het. In 1923 ook, the Urban Areas Act, the segregation of the cities, waar die stede geskei is, en in 1936 volgende wette, en so is die magdom van apartheidswette in die Britse regeertydperk gevestig en nie in die nasionale party regering tydperk nie. Natuurlik het daar hier en daar 'n wet bygekom, maar as ons gaan kyk na wat se wette die ANC toepas, jy weet, Dr. Verwoerd het alomins nie die oorsaak van apartheid nie, en julle weet, in die buiteland is apartheid gesien as apart en haat. Aparte haat, terwyl dit eintlik
apartheid is separatism en wat dan op die ou einde van die dag beteken selfstandige ontwikkeling of dan parallelle ontwikkeling wat daarmee gepaard gaan. Dit beteken elke groep moet op sy eie toegelaat word om te ontwikkel en te groei. Daarom is so 'n groot deel van Suid-Afrika as sogenaamde tuislande uitgegee aan hulle, waarin hulle eie ontwikkeling, vooruitgang, dinge kon doen waarvoor die nasionale partyregering van destyds, die sogenaamde apartheidsregering, die finansiering van gedoen het. Meer skole is gebou deur die apartheidsregering. Daar was baie meer welstand en welvaart vir alle mense in Suid-Afrika, swart mense ingesluit in die tydperk van apartheid. Maar die blame moet ergens gelê word. Want dit is so 'n gerieflike rotting om iets te slaan, want hulle kan tog nie verantwoordelikheid vat vir hulle eie dinge en dit waar hulle verkeerd gaan nie. En dis hoekom ek nog net hierdie een dingetjie ook vir julle wil wys, as hy nou op die skerm opkom. Dit is so tipies. If I don't steal it, someone else is going to steal it. If you can't build an airport, rename it. If you can't build a road, rename it. If you can't build a stadium, rename it. If you can't build a hospital, rename it. If you can't build a university, rename it. If you can't build a bridge, rename it. En dit is so tipies van die land waarin ons is, want hulle kan nie hulle eie foute erken nie en die blame daarvoor dra vir hierdie afgelope 30+ jaar van absolute mislukking in die regeringsstelsel en in die regering in die nakoming van hulle pligte en verantwoordelikhede. Maar dis maklik om apartheid te blameer. Dis maklik om kolonialisme te blameer. Dis maklik om die woord white minority capital te gebruik en die blankes daarvoor te blameer. Alles word net eenvoudig die blame na ons kant toe geskuif, terwyl hulle geen verantwoordelikheid vat nie. As die G20 skeef loop, of dit loop nie heeltemal so mooi nie, is dit ook daai skuld. Dit soos daardie een persoon sê, maar AfriForum is rassisties. Gaan kyk na die ANC se geleide program in Suid-Afrika ten opsigte van 114 of hoeveel ook al verskillende rassewette wat hulle teen die blanke in Suid-Afrika toepas. Maar dit word misgekyk want die ou persepsie is mos as jy swart is kan jy nie rassisties wees nie. Dis net wit is wat rassisties kan wees. Tog sien ons wat weet wat die woord beteken, ons wat verstaan waaroor dit gaan, ons sien die omgekeerde rasisme wat plaasvind. My vraag bly net altyd staan, hoekom wil julle nie vir ons eie tuisland gee nie? Want as ons eie tuisland het, in aanhalingstekens, ons eie volksstaat het met ander woorde, dan sal ons julle binne 3 jaar outperform. En dis feite. Hulle weet dit, en hulle sal nie die skaamte daarvan kan dra nie. So hulle sal alles in hulle vermoë doen om 'n Kaapse sessie, 'n tuisland ergens af te weer en te verhoed dat dit plaasvind. Dis wat hulle wil doen. Hulle wil niks van ons oor hê nie. Hulle wil nie voorspoed onder die witte sien nie. Hulle wil ons absoluut verswelg en op die ou einde in totaliteit van ons ontslae raak. Die persepsies wat gevestig word
die retoriek van platforms af, die blame game wat gespeel word deur die politici, die aanhitsing wat plaasvind deur die malemas en wat daarmee gepaard gaan, is genoeg om op die ou einde so ver te kom dat een insident die land aan die brand kan steek. Een insident, dis al wat Suid-Afrika kort om finaal ten gronde te gaan. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ja, moenie vergeet om vanaand in te skakel nie. Regstreeks om 7:00 vir al die kanaallede en ons gaan lekker gesels oor sake, dink ek, wat baie belangrik is en waaroor ons baie objektiewe besluite uit 'n gemeenskaplike punt af moet neem. Mooi loop, lekker dag.